Daan en die geheime kaart. Hoofdstuk 1. Die vreemde ou man. In die klein dorpie Droogspruit was dit 'n gewone dag. Die son het warm geskyn, mense het in die strate geloop, perde het voor die winkels gestaan. Daan Venter was 'n jong boer. Hy was 20 jaar oud. Hy het bruin oë en sterk hande gehad. Daan het in die kroeg gesit en koeldrank gedrink. Die kroeg was vol mense. Almal het gesels en gelag. Môre sou die groot beestrap begin. Dit was 'n belangrike dag vir die dorp. Skielik het die deur oopgevlieg. 'n Ou man het ingestrompel. Sy klere was stikkend en vuil. Hy het 'n vervrommelde papier vasgehou. "Help my asseblief," het die ou man gesê. Hy het na Daan gekyk. "Jy is Daan Venter, né?" Daan was verbaas. "Ja, oom, hoe weet oom my naam?" Die ou man het die papier in Daan se hand gedruk. "Vat hier die kaart, dit is baie belangrik. Moenie toelaat dat slegte mense dit kry nie." Toe het hy vinnig weggeloop en verdwyn. Daan het die papier oopgemaak. Dit was 'n kaart. Hy het plekke herken. Die Rooiberg, die Fluisterbome en 'n groot X in die woestyn. Sy vriend Koos het nader gekom. "Wat is dit, Daan? Jy lyk soos 'n spook jou geskrik het." Daan het die kaart gewys. "Ek dink ons het pas 'n groot avontuur gekry." Hoofstuk 2. Slegte mans in die kroeg. Daardie aand het Daan en Koos die kaart bestudeer. Hulle het by die kroeg se tafel gesit. "Miskien is daar 'n skat by die X," het Koos gefluister. "Ons kan ryk word," Daan het gedink. "Maar hoekom het die ou man dit vir my gegee? En hoekom was hy so bang?" Net toe het Daan 2 lelike mans by die kroegbank gesien. Een het 'n groot litteken op sy wang gehad, die ander een het 'n swart hoed gedra. Hulle het vir Daan en Koos gekyk. "Koos," het Daan gefluister, "ek dink daardie mans soek ook die kaart." Koos het geglimlag. "Dan moet ons slim wees. Kom ons gaan vroeg môre weg." Tannie Lila, die kroeg se eienaar, het na hulle toe gekom. "Julle twee lyk of julle iets beplan. Wees net versigtig." Toe Daan en Koos die kroeg verlaat, kon hulle voel hoe die slegte mans hulle dophou. Die avontuur het begin. Hoofstuk 3. Die reis na die woestyn. Die volgende oggend het Daan en Koos vroeg opgestaan. Hulle het hulle perde gereed gemaak. Daan se perd het blom geëet. Koos se perd was donder. Hulle het kos en water gepak. Toe het hulle op die perde geklim en weggery. Die son het nog nie opgekom nie. Die woestyn was groot en warm. Daar was kaktusplante en droë bosse oral. Ver weg kon hulle groot berge sien. Die kaart het hulle deur klowe gelei. Hulle het oor droë riviere gery. By middagete het hulle onder 'n boom gestop om te rus. "Dit is baie stil hier," het Koos gesê. "Ek hou nie daarvan nie. Die woestyn is gevaarlik," het Daan geantwoord. "Ons moet versigtig wees." Teen die aand het hulle die Fluisterbome bereik. Dit was vreemde bome wat saggies geritsel het in die wind. Daar het hulle kamp opgeslaan. By die kampvuur het hulle stories vertel. Die sterre het helder geskyn in die lug. "Hoekom dink jy het die ou man jou gekies?" het Koos gevra. Daan het aan die vuur gepor. "Miskien het hy gedink ek sal die regte ding doen. Ek sal probeer om nie hom teleur te stel nie." Hoofstuk 4. Die slegte mans jaag ons. Die volgende oggend het Daan 'n geluid gehoor. Perde. Hy het deur die bome geloer. Dit was die 2 slegte mans van die kroeg. "Koos, word wakker," het Daan gefluister. "Die slegte mans is hier. Ons moet weghardloop." Hulle het vinnig alles opgepak. Toe het hulle op hulle perde gespring en weggejaag. Die slegte mans het hulle gesien en agterna gejaag. Daan en Koos het hard gery. Hulle het deur klowe gejaag. Hulle het teen berge opgeklim. Maar die slegte mans het aangehou volg. By 'n smal pad het Daan 'n plan gemaak. "Koos, kom ons skei. Ek sal die slegte mans weglok. Jy gaan na die Rooiberg. Ek sal jou daar kry. Is jy seker?" het Koos gevra. "Ja, gaan nou," het Daan gesê. Hy het Blom laat hardloop. Die slegte mans het hom gevolg. Daan het slim gery. Hy het skerp gedraai. Hy het agter rotse weggekruip. Die slegte mans het verbygejaag sonder om hom te sien. Toe dit veilig was, het Daan na die Rooiberg gery om vir Koos te soek. Hoofstuk 5. Die geheim van die berg. By die Rooiberg het Daan vir Koos gekry. Koos was bly om hom te sien.
Jy het dit gemaak, het Koos gesê. Ek was bekommerd. Die slegte man soek nog vir ons, het Dan gesê. Kom ons klim die berg. Die kaart wys daar is iets bo-op. Hulle het 'n geheime paadjie gevolg. Bo-op die berg het hulle 'n grot gevind. Dit was agter groot klippe weggesteek. In die grot was dit koel en donker. Met hulle lamp het hulle vreemde tekeninge op die mure gesien. Ou mense het dit lank gelede gemaak. Agter in die grot was 'n klipkus. Dit was met stof bedek. Dan en Koos het dit oopgemaak. Binne in die kus was daar geen goud nie, net 'n ou dagboek, 'n goue ster en 'n brief. Dan het die brief hardop gelees. Die ware skat is nie goud nie. Dit is om goed te wees en ander te help. Hierdie ster is vir iemand wat sal help om mense veilig te hou. Koos het gefluister. Die ou man wou hê jy moet 'n held word. Jy moet die dorp help. Dan het na die goue ster gekyk. Dit was swaar in sy hand. Hy het geweet wat hy moes doen. Hoofstuk 6. Terug in die dorp. Dan en Koos het vinnig teruggery na Droogspruit. Hulle het die slegte mans vermy en veilig by die dorp gekom. Maar die dorp was in groot moeilikheid. Iemand het al die geld gesteel wat vir die boere bedoel was. Almal was baie kwaad en bang. Tannie Lila het hulle by die kroeg ontmoet. Dan, Koos, ons het julle hulp nodig. Die dorp is in groot moeilikheid. Dan het na die goue ster in sy hand gekyk. Miskien is dit tyd dat iemand die dorp help, het hy gesê. Hy het na die ou polisieman gegaan. Dan het alles vertel van die kaart, die ou man en die slegte mans. Die polisieman het geknik. Jy is baie dapper, Dan. Miskien kan jy ons help om die dorp veilig te maak. Dan het die goue ster aangeneem. Hy het geweet hy moet die dorp beskerm. Saam met Koos en die polisieman het hulle 'n plan gemaak. Hoofstuk 7. Die groot geveg. Daardie aand was die kroeg vol mense. Dan het gewag vir die slegte mans. Die twee slegte mans het die kroeg binnegekom. Hulle het probeer om soos gewone mense te lyk. Goeienaand, het Dan gesê. Soek julle miskien hierdie? Hy het die goue ster opgehou. Die slegte mans het probeer om die ster te gryp. Maar Koos en die polisieman was gereed. Daar was 'n groot geveg. Tafels het omgeval, glas het gebreek. Maar Dan en sy vriende het gewen. Die slegte mans is gevang en die gesteelde geld is teruggevind. Al die dorpsmense het gejuig. Hoera vir Dan, hoera vir Koos. Tannie Lila het vir almal koeldrank gegee om te vier. Die dorp was weer veilig. Hoofstuk 8. Die held van Droogspruit. Die volgende oggend het Dan buite die kroeg gestaan. Die goue ster het op sy bors geblink. Hy was nou die beskermer van die dorp. Koos het hom op die skouer geklop. Ek het geweet jy sal die regte ding doen, my vriend. Ek kon dit nie sonder jou doen nie, het Dan gesê, of sonder Tannie Lila, of die ou man wat in my geglo het. Tannie Lila het by hulle kom staan. Die dorp het mense soos jy nodig, Dan. Mense wat dapper is en ander help. Dan het na die groot woestyn gekyk. Hy het aan die avontuur gedink. Hy was trots op sy vriende en sy dorp. Die belangrikste skat is nie goud nie, het Dan gesê. Dit is om vriende te hê en die regte ding te doen. So het Dan die held van Droogspruit geword, en hy en Koos het nog baie avonture saam beleef. Die einde.